Liesel. Goeiemôre Sonet. Liesel, so dankie dat jy vandag met ons Sondagstories doen. Ek wil sommer met die deur in die huis val. Vertel ons 'n bietjie meer van Liesel. Liesel as juffrou, Liesel as ma. Hoe lank is jy al by Noordies? Dankie Sonet. Weet, ek is nou 3 jaar by Noordheuwel. Ek was nie nog altyd in die onderwys nie. Ek het nog altyd van rek gehou. My passie vir rek ontdek op hoërskool en in daai rigting in beweeg. So ek was 15 jaar rekenmeester gewees en ergens in my lewe gekom waar ek gevoel het, maar ek wil meer doen. Toe ek jonger was, wou ek as onderwyser geword het, maar omdat ek rek as 'n passie ontdek het ek in daai rigting ingegaan en toe voel ek net ek wil teruggaan na wat ek regtig wou wees. En ek het 'n groot passie vir kinders en my passie vir rek en ek wou die twee kombineer en ek geniet ongelooflik. Ek is waar ek moet wees. Ek is gelukkig om onderwyser te wees en dit is my lekker om kinders te inspireer en net weer die passie vir rek terug te bring in skole. Dit is my gevoel of kinders bang geraak het vir rekenkunde, maar dit is my lekker om klas te gee en rek lekker te maak, rekenkunde. En as ma, ek is ma van vier kinders, pragtige kinders. Volgens my oudste seun is wat ook nou volgende jaar Noordheuwel toe wil kom. En ek is gelukkig getroud. Ek het 'n fantastiese man wat my ongelooflik baie help. Ons is 'n dinamiese span en ek sou nie kon wees waar ek vandag is en as die ma wat ek is as dit nie vir my man was nie. So Wat die afgelope 3, jy's nou 3 jaar by Noordheuwel. Wat het jy nou in hierdie 3 jaar al geleer en wat staan vir jou uit by Noordies? Ek het al geleer dat daar soveel mense om ons beweeg, kollegas wat ek bietjie by elkeen kan vat. Ek is gelukkig genoeg om my sussie ook in die onderwys te hê en ek leer ongelooflik baie by haar. Sy is 'n dinamiese onderwyser en wat sy doen as HOD en selfs my eie HOD Juffrou Pretorius as 'n mentor. Ek het begin met Noordheuwel en sy was my mentor gewees en ek leer baie by haar. En soos ek sê by elke kollega, met 'n kollegas in my departement ook, Rochelle en Tanya, ek is my lekker om te leer en bietjie by elkeen te vat. En almal kyk uit vir mekaar. En almal staan saam en almal ondersteun mekaar en dis my regtig lekker om by Noordheuwel te werk. Liesel, jy sê vir ons netbal, jy's betrokke by die netbal ook? Ja. Ek geniet die netbal ook. Kyk, dis lang ure, dis elke middag op die netbalbaan, dis Saterdag voor seisoen. Dit is legal games in die week, dit is die afseisoen ook, maar dit is my lekker om op 'n ander manier met kinders te werk. Dit is maar net anders met sport, want jy leer hulle ken op 'n ander manier. Hulle is ook baie meer gemaklik en meer uit, hulle leef hulle self meer uit op die netbal met die oefeninge. En ek probeer altyd ook om hulle te inspireer om die beste te wees wat hulle kan wees. Ek was die afgelope paar jaar B-span afrigter en om daai meisiekinders of daai netbalspelers net daai ekstra druk push te gee van jy kan. Ek is juist in daai posisie omdat jy die beste is in daai posisie. En waar hulle voel hulle kan nie meer nie, dan ek probeer hulle net te motiveer om net aan te hou en aan te gaan. En myself vir hulle wen is nie altyd belangrik nie, maar mens moet ook vir hulle leer dat mens wil wen. Niemand wil verloor nie. So dis belangrik om te doen wat jy van hou en vir jou lekker wees met die oog om te kan wen. En as jy nie wen nie, is dit ook okay, maar jy werk tog daarna toe. En dit moet lekker wees. Maar almal weet ook jy's 'n harde werker. Dit wat jy doen jy so passievol en jy doen jou werk goed. Jy's noukeurig en jy kla nooit nie. Hoe kry jy dit reg? Jy kla nooit. Ek sou sê ek kla nooit nie, maar ek probeer maar altyd om positief te wees. Dis my belangrik om die goed en die mooi en alles in raak te sien. En partykeer raak dit waar dit voel nee, waar is enigiets wat ek nou kan sien wat ek kan vasgryp wat positief is, maar ek probeer regtig en ek dink met my verhouding met die Here help my met dit. Die Here is my ongelooflik belangrik en hy lei my om daai besluit te maak om positief te wees. Daai besluit te maak om die goeie en die mooi raak te sien. En met die hard werk en noukeurigheid, ek dink dis wat deel van my persoonlikheid is om ek is baie detail georiënteerd en dis hoekom ek 'n rekenmeester was en nog steeds dit so te leef. Dit is net wie ek is, om my goed dubbel, 3 keer, 4 keer te kyk en te check en wat ek wil, my werk wat ek deurgee, wat ek gee moet
op so 'n manier wees dat iemand nie anders hoef nog werk op dit te doen nie. Die ouetjies, jy het ouetjies wat goed doen, gemiddeld is, en wat dalk minder goed doen. Daai ouetjies wat minder goed doen in jou klas, rekeningkunde. Hoe help jy hulle? Hoe inspireer jy hulle om miskien bietjie meer te gee? Wat doen jy met daai kinders? Dit is baie keer 'n bietjie moeilik, maar ek probeer altyd weer eens positiewe kompetisie in die klas inbring. En nie in die sens van ek wil beter wees as jy nie, of ek moet beter wees as doen as jy nie, maar om elkeen te sê dat jy het die potensiaal om beter jy het die potensiaal om dit te bereik. En as 60 jou beste is, dan is dit ook goed. En jy moet daartoe werk. So ek probeer elke keer vir hulle sê, ek kan vir jou klas gee. En ek doen dit met passie, ek doen dit met liefde. Maar jy moet dan daai middag huis toe gaan en weer deur die werk gaan. Veral omdat dit keusevakke is. Veral omdat jy sekere periodes in die klas het en dan volgende dag weer klas toe. Maar jy die werk wat ek in die klas met jou behandel, moet jy huis toe gaan die middag weer daardeur gaan. Dan is dit die tweede keer wat jy daai werk deur gaan, of dit nou sien, of dit nou leer of daardeur gaan en weer verstaan. So wanneer jy nou gaan studeer vir die eksamen of vir 'n toetsreeks, dan is dit die derde keer wat jy deur die werk gaan. So al moet jy nog 'n ekstra middag insit as jy regtig wil, maar jy moet weer en weer deur dit werk. Ek sê elke keer vir hulle, rekeningkunde is 'n sport. Hoe meer jy oefen, hoe beter gaan dit gaan. Hoe vinniger gaan jy verstaan. Hoe vinniger gaan jy dit snap. En as jy dit snap daai een dag, dan is dit aha moment en dan is dit soos jy wil net 'n lekker dansie doen want dit is lekker. Rek is lekker as jy balanseer en as jy dit verstaan en as jy weet wat jy doen. So ek probeer elke keer vir dit sê jy moet gelukkig is jy in die posisie om jou tyd in te sit en jy moet. Liesel, baie keer dink mense as jy by Nories werk, is dit verskriklik en is erg en jy het nie tyd vir jouself nie en jy is omtrent 7 dae 'n week by die skool en jy is in die aande by die skool en is dit regtig so? Ja, ons is besig, maar ek hou daarvan. Ek hou daarvan om besig te wees. Soos ek sê, ek het nie eintlik vrye tyd nie want ek verkies dit so want ek hou daarvan om besig te wees. Dis 'n well-oiled machine om dit so op daai pas te kan doen. So dit is lekker om mee te werk. Dit is lekker om daai pas te kan werk en die beste uit mense uit te kry, dink ek. Het jy gegroei as mens? Ja, absoluut. Ek het absoluut gegroei en dit is my lekker. Op 'n stadium, soos ek sê, toe ek in praktyk was of in die privaat sektor, alhoewel ek 'n groot passie het vir rekening, ek het my werk geniet, het op 'n stadium geraak waar ek nie gestagneer het nie, maar dit was nie meer so verrykend nie. En hier by die skool, dis nie elke dag dieselfde nie, en dit is my baie meer verrykend. Dit is my lekker om daai gevoel te hê. En ek dink dit is goed vir my gesin ook. Alhoewel ek party aande laat merk en as ek by die huis kom, as ek voor die tafel en ek sit en merk of ek werk of voorberei. Dit is goed vir my kinders in die long run en goed vir my gesin, glo ek. Dankie Liesel. Dankie Janet.